week saam met ons in die huis van die Here. Besonder tyd, raai, man na die gesin kyk, ons het julle lanklaas gesien, as ek sien hoe mooi groen die seuns is, dan besef ek, tyd gaan verby. Maar as ek na die glimlagte kyk, weet ek die Here dra vir julle deur, soos wat hy ons hier in Suid-Afrika deurdra, want hy is goed. Sy beloof het, hy is tot aan die einde met ons, en doen hy wat hy gesê het, verseker. Is u reg om te sing? Is u gereed om die poorte in te gaan met loof? Wil jy in die poorte vassteek of wil jy vanmorgen verder doen? Wie sien uit na die heilige, die allerheiligste, die wil so bietjie dieper in. Maar jy sien, ons kan nie deur die poorte spring. Ons kan nie daar begin, ons moet die pad doen. So ek wil u nooi, as u dat vanoggend by ons kom kuier, as dit mense is wat ons lanklaas gesien het, wees net thuis. As ons 'n bietjie anders sing, 'n bietjie anders aanbid, 'n bietjie anders praat, 'n bietjie anders doen, moenie bekommer nie, die Here het ons almal uniek gemaak. Ons het die Here lief. En as dit so bietjie aan die raak en die wonder na hoekom doen julle dit so? Kom vra ons, gaan u sê hoekom doen ons dit so? Maar u doen dit soos wat u gewoond is en u geniet dit met in die huis van die Here. En dis waaroor dit gaan oor die Here, oor sy teenwoordigheid van die Here. Ek gaan nie mooi kom ons staan en dan bid ons met gebed en dan begin ons maak van die Here groot. David skryf in Psalm 63 dat hy sê, ek sal lewe so lank as wat ek leef. Kan u amen sê, kan u sal iemand prys ongeag die omstandighede, so sal ek u prys my hele lewe lang. Dit is my lief, kom ons sê woord. Here, ons sê dankie dat ons in die huis mag staan. Ons sê dankie dat ons gesond genoeg is om hier mag wees. Ons sê dankie, Here, dat ons ietsie kon eet, ietsie kon drink, dat ons kon aantrek, dat ons reisende genade geniet het tot hier. Dan sê ons so dankie, Here, dat u ons ingewag het. Here, dat u uitgesien het, dat ons uitvoer. Here, u nooi ons vanmôre om te kom sit aan die tafel wat u vir ons kom bring. Kom ons alweer se behoefte. Here, ons kom, soos u woord ons leer. Ons kom in u voorbeelde, om u te loof vir wat u vir ons doen, wat u gedoen het en wat u gaan doen. Ons beweeg in, Here, om u te aanbid vir wie u is, want u is onveranderlik God. U is en bly dieselfde Jesus Christus en ons sê halleluja. Here, dankie dat ons kan inbeweeg in die woordigheid in, omdat u dit vir ons moontlik maak. Nie oor ons werk nie, nie oor dit wat ons doen, maar Here, ons kan met vrymoedigheid instap, omdat u dit vir ons moontlik maak. Here, omdat u ons geregtigheid is, staan ons volmaak en ons loof u naam. Ons gebed is, Here, kom hoor asseblief aan die lofsange van die kinders. Here, ons kom die poorte in soos ons gesê het met loof. Ons kom nie met leë hande nie, ons kom met offers van dank. Offers van blydskap en dit wat u vir ons doen. Word verheerlik as ek in Jesus naam. Met dankie en glorie. Amen. Amen. Eers net sê ek. Hulle kan nie net ek nie, maar wie saam met my. Ek hef vir my stem. Ek hou van die Afrikaanse woord wat sê, hy is altbestaan. Alles in een. Kom ons hef ons stem en sê. Ek hef my stem. En ons sal tot die naam. Ek hef my hand, want die is altbestaan. Tot vol my hand, die
Sous sa
besluit in hierdie oomblik. Jy net jouself baie sensitief maak vir die inspraak van die Heilige Gees. En jy net so saggies sê, Here, praat met my. Sê jy die oomblik sê, Here, voor U lê my lewe neer. Sal die Here ons tegemoet kom vanmôre. Here, met in ons eie krag, kry ons dit nie reg nie. Here, wil U nie vanmôre kom en ons help. Here, dat ons hele lewe neerlê. Nie net 'n gedeelte nie, ons hele lewe. Broer en suster, ek is herinner in hierdie week aan 'n baie mooi gebed. 'n Gebed van afsondering, 'n gebed van verootmoediging, 'n gebed waarin ek en U ons Here neerlê. En die lied herinner my aan die goddelike opdrag in Eksodus 25, waar God met Moses praat, in heilige oomblikke. En hy gee opdrag, en hy sê vir Moses, volgens alle instruksies, hy sê ook, moet hulle vir my 'n heiligdom maak. Dit is die gedeelte wat gaan oor die tabernakel wat gebou is. Hy sê ook, moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Ou Testament, dit was nodig dat daar 'n plek was, waar God se teenwoordigheid tussen mense kon woon. Ek en die lewe nie meer in Eksodus 25 nie. Ons is in die Nuwe Testament, maar weet jy wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 6? Hy praat in die Nuwe Testament ook van 'n plek. Hy praat ook van 'n tempel. Hy praat ook van 'n lewe. En hy sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam. Verheerlik God dan in julle gees, want aan God behoort. Ek wil u as my broers en susters nooi, vanmôre saam met my, en sit nog 2 liede van aanbidding oor, voordat ek gaan oorgee. Maar ek wil vanmôre vir u vra om hierdie gebed saam met my te bid. Lenay, wil jy dit vir my opsit asseblief? 'n Gebed wat gebaseer is op Eksodus. 'n Plek waar die Here kom woning maak. Lord, prepare me, because I can't prepare myself. Lord, prepare me to be a sanctuary. Was nie 'n mooi Afrikaanse woord vir 'n sanctuary, 'n heiligdom, 'n plek waar u kan woon, pure, gereinig en heilig, tried, getoets. Wie van u is al getoets? Weet jy, elke beproewing, elke uitdaging is 'n toets. En as jy 'n uitdaging deurleef het, dan kan jy vanoggend hierdie gebed bid, tried. Hoe het jy aan die ander kant uitgekom? Het jy iets geleer? Tried and true? With thanksgiving, want alles wat ons doen met 'n loflied, met dankbaarheid. En hier kom die ding wat ons nie durf sê as ons dit nie bedoel nie. I will be a living sanctuary. Nie gebou nie. 'n lewende tabernakel, 'n lewende
to be a living, 'n tempel waarin my liggaam en my gees tot sy verheerliking sal wees vir jou. Ek wil vir jou uitdaag en ek wil vir jou vra, broer en suster, as jy vanmôre hierdie gebed in alle erns wil bid. En dit is moontlik, wil jy nie net uitkom en saam met my net hier kom kniel, net hier kom sit. As jy dit erns meen vanoggend, kom in hierdie oggend. Beweeg ons deur die lof. Ons kom in die allerheiligste voor. Ons lê onsself neer. Sê Here, niks van my nie, maar alles van U. Here, ek kruisig my vleeslike natuur wat so opwel in sekere omstandighede. But Lord, come and prepare us. Die tyd is min. Here, ek vandag kom en as U nie voorberei is nie, is die moeilikheid. Kom ons bid in alle erns saam. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
Het ons behoefte om net weer en weer soos U te word, nader en nader aan U te kom. En ons wil dit nie vanmorgen sommer net as 'n mooi lied sing nie. Ons wil dit as 'n begeerte van ons hart uitspreek. En dankie Here dat U die Heilige Gees gestuur het om saam met ons hierdie lewenspad deur te gaan, om saam met ons elke oomblik van die dag te wees, om ons te lei waar ons beweeg, om ons te help en ons te dra, om ons reg te help waar ons verkeerd beweeg. En ons wil met 'n hart vol dankbaarheid kom, ons wil met 'n hart vol lof kom in hierdie oggend en vir U dankie kom sê. Dankie Here dat U dit moontlik maak dat ons al meer en meer soos U kan word. Ons bid dit in U lieflike en U kosbare naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ek kan nie sit plek in hier, baie dankie aan ons musiekspan. Die leiding en lof en die aanbidding vanmorgen. In Mattheüs 18 lees ons 'n gedeelte waar die Here die belangrikheid van kinders beklemtoon. Die disippels moet hom gesels en hom vra, maar wie is die belangrikste in die koninkryk van God? En neem hy 'n kindjie en die skare en wat daar is. Praat met hulle oor die kindjie en hy verwys na die kind. En ons kom daar agter en ons kry die boodskap van hoe belangrik kindertjies werklik vir die Here is. Dit lees in Mattheüs 18 van vers 1. En daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wees tog die grootste in die koninkryk van die hemele. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En dit hierdie moet nogal harde woorde gewees het, wat na die disippels gekom het, oor hierdie vraag aan die Here vra. En dan gee die Here daar 'n hele verduideliking van struikelblokke in die wêreld en die noodsaaklikheid om oor struikelblokke te kom en al sulke dinge. En dan hier in vers 9, eintlik vers 10 kom hy en hy verwys terug na die kindertjies toe, na die klein kindjie wat hy uitgehaal het uit die skare en hy sê, pas op, dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. Met ander woorde, wees versigtig wie julle met kindertjies werk, wat julle aan kindertjies doen. Hy sê, want ek sê vir julle, hulle engele in die hemele is altyd voor die aangesig. Moet lees dit weer, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemel is.
want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. En dis op die Here die aandag hier wil vestig en sê maar, elke kind, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, het 'n engel in die hemel wat 'n bepaalde opdrag kry om daardie kindjie op te sien elke dag. En hoe ek en u kindertjies hanteer en wat ons met kindertjies doen, die verantwoordelikheid wat ons teenoor kinders het, is dis baie belangrik. Want die Here waarsku en sê, pas op wat julle aan die kindertjies doen. Pas op dat julle die kindertjies verag nie, kleinste van hulle. Want die engel in die hemel, daar die kinderkindjies, die engel in die hemel, het 'n bepaalde opdrag van God teenoor daardie kind. En daardie engel bewaar die kind en pas die kind op. Daarom het ek en u nodig om te hoor wat die Here vir ons sê wanneer dit by kindertjies kom. En is dit nodig dat ons sal besef, as mens, as ouers, het ons 'n verantwoordelikheid teenoor kinders. Nie net ons eie kinders nie, ja, verseker is ons eie kinders die grootste verantwoordelikheid wat ons dra. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ander se kinders. En is dit noodsaaklik dat ons besef hoe belangrik hierdie kinders vir die Here is. So belangrik dat God het bepaal dat elkeen van hulle 'n engel in die hemel het. En daardie engel sien elke dag die aangesig van God. En hy hoor van God hoe hy daardie kindjie moet behandel. En dan gaan ons verder hier na Matteus 19 toe, waar dis amper asof die disippels hierdie saak so 'n bietjie misverstaan het, want hier kom klomp ouers met hulle kindertjies na die Here toe, en hulle het hierdie een behoefte en hierdie een begeerte, en dit is dat die kindertjies deur die Here moet geseën word. Die disippels ag hulle wil 'n goeie daad doen. Hulle besef die Here is moeg. Hy is al die hele dag besig om te bedien en vir mense te bid en al die dinge wat hy gedoen het, en hulle sê vir die ouers, nee, vat die kindertjies weg van die Here af. Matteus 19 vers 13, toe bring hulle kindertjies na Jesus, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvan vertrek. Dit is eintlik vir my mooi dat van die nuwe vertalings wat sê, hy het hulle die hande omgeslaan en kry die prentjie en beeld van hoe Jesus staan met die kindertjies daar by hom en sy arms net eenvoudig uitgestrek om al hierdie kindertjies, en hy trek hulle so teen hom vas. En hy sê vir die disippels, wees versigtig hoe julle hierdie kindertjies behandel. Moenie hulle wegwys van my af nie. En hy sê dit ook vir ouers vandag. En soms kom dinge maar die sterk na ons toe, die hart na ons toe. En is dit belangrik dat ons sal hoor wat die woord van die Here sê. En jammer is die Here ouers met kinders hier in die gemeente vanmôre nie, maar wanneer as mens nie jou kinders na die huis van die Here wil op Sondag nie, dan weerhou jy van om by Jesus uit te kom. En dit is 'n baie belangrike saak, dat mense te harte moet leer in die tyd waarin ons leef. Verhinder nie die kindertjies om na my toe te kom nie. Moenie hulle weggaan van my af nie. Jesus het sy hande op hulle gelê en hulle geseën en toe daarvandaan vertrek. Ons gaan vanmôre, en dis vir my 'n groot voorreg om twee Amerikaanse seentjies te sien vanmôre. Hier saam met ons familie van my wat daar in Amerika uit vir 'n ruk hier was, en vlieg vanmiddag weer terug. Ek het die voorreg gehad om Eddie en Amanda in die loopwater te neem. Ek het die voorreg gehad om hulle in die huwelik te bevestig hier in hierdie gemeente. En die voorreg gehad om weer groter seuns, tienerseuns toe te wy aan die Here. Daarna het hulle vertrek
trek Amerika toe en gesin is vergroot daar, en nog 2 seentjies. En die is baie ryk pa, gewonder van die grootste grond gekoop daar in Amerika nie, sodat hy kan manne met die grond kan bewerk. Maar dit is 'n voorreg, hulle van die voorste terug aan Amerika en hulle graag dat ons hierdie 2 seuns dan ook vandag aan die Here toewy en ek gaan kyk hier aan hulle vra om hier na vorentoe te kom vir John en Asher saam te bring en ons gaan hulle nou vanmôre aan die Here toewy en vra dat hy sy arms om hulle slaan en dat hy hulle gaan seën. Hulle is op 'n besige stadium, maar ons glo, ons gaan hulle vanoggend toewy aan die Here. Hierdie een praat so pragtig Amerikaans en Afrikaans deur mekaar. Hy het 'n voorbeeld vir sy pa sê, hy wil langer mat, en sê, ek wil more mat. Ek wil more mat. So ons maar, en dis my groot voorreg, om hierdie 2 prachtige seentjies dan toe te wy aan die Here, en op te dra aan die Here, voorreg om die Amanda hier te hê, want partytjie by my gekuier het, maar kom ons gaan saam bid. Ek gaan terwyl hulle die 2 so vashou met my hande op hulle lê, en dan gaan ons hulle opdra aan die Here vanmôre. Wil jy saam met my bid, en hand uitsteek hier na vorentoe. Here, wat 'n voorreg om vanmôre op grond van u woord ons hande op die kindertjies te lê. Op grond van die woord, waar u die arms om die kinders geslaan het, of wat die woord vir ons dan leer, dat u het die hande op hulle geplaas, wil ons vanmôre ons hande op hierdie 2 jong seuns plaas. En ons dank die Here, dat hulle ouers die verantwoordelikheid besef, dat hulle die kinders in die vrese opvoed, dat hulle die kinders in die vrese lei elke dag. Here, daar waar hulle in die ver vreemde bly, dat hulle daar ingeskakel is, en dat daar geestelike leiding is, ons wil u loof in hierdie oggend verdig. En ons wil nou na u toe kom en ons wil bid vir hierdie 2 jong seuns en ons wil vra, Here, soos ons gesing het, reg deur hierdie lewenspad wat hulle nog moet stap, dat u seën op hulle sal rus, dat u hand nie net vandag op hulle geplaas word nie, maar van hier af elke dag op hulle 2 sal wees, en dat u hulle sal lei en versterk en krag gee in alles wat hulle in hierdie lewe moet deurgaan. Ons bid vir hulle ouers ook vanmôre, Here, dat u hulle sal help met wysheid, met krag, met voorsiening, alles wat hulle nodig het in u kosbare en u lieflike naam. Ons kom vanmôre en ons wil sommer net ons arms om die hele gesin slaan, terwyl die 2 ouertjies daar in die banke is, wil ons vra, Here, dat u hierdie gesin saam sal seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Ons sal dit so net doen. Sê baie kaartjies kry. Baie geluk. My dankie. We bless you with the blessings of the Lord. And we bless you with the blessings of the Lord. We can sing you the glory of the King. And we bless you with the blessings of the Lord. Halleluja. Ek gaan 'n baie kort gedagte met u deel uit die boek van Nehemia. As u saam met my wil volg, ek gaan Nehemia hoofstuk 13, net so 3 verse vir u lees, of dink so 5 verse, en dan 'n kort gedagte deel. Dit is my kosbaar dat ons vanmôre hierdie gebed gesing het, Lord, prepare me to be a sanctuary. Ons het by ons gebedsgroep op 'n Dinsdag nou so deur die gebede gewerk wat Nehemia gebid het,
in die boek Nehemia, as mense die boek mooi deurlees, dan kom jy agter, daar's 10 gebede wat Nehemia gebid het, en een van die gebede wat hy gebid het, is seker een van die mooiste gebede wat mens vir jouself kan bid. Nehemia bid dat sy liefdesdiens nie verlore sal gaan nie. Hy bid vir homself, nadat hy groot werk gedoen het, met die opbou van die muur rondom Jerusalem, en ander opbouwerk in Jerusalem na die ballingskap en alles vernietig was. En dan kom hy op 'n punt hier aan die einde en hy bid, hy sê, Here, help my dat my liefdesdiens nooit verlore sal gaan nie. Ons lees net Nehemia 13 vers 1. Op die dag was daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses, en daarin het geskrywe gestaan dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie, omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie, en Miriam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek, maar ons God het die vloek in 'n seën verander, en toe hulle die wet gehoor het, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder, maar tevore het Eliasib, die priester, wat voor die kamers van die huis van ons God aangestel is, 'n verwant van Tobia, om 'n groot kamer ingerig, en ek gaan net tot daar lees, en dan wil ek vers 14 ook net vir u lees. Dis Nehemia se gebed. Dink hierom aan my God, en help tog my liefdesdiens nie uit, wat ek aan die huis van my God en aan die instellinge daarvan bewys het nie. En terwille van tyd gaan ek nie vir die hele agtergrond gee nie, maar Nehemia het op 'n stadium gevoel dat hy wil teruggaan Jerusalem toe, en hy wil die muur gaan herbou wat vernietig was tydens die ballingskap, en alles weer gaan herstel daar, en hy gaan begin en aangegaan, baie kant gaan, hy was so 'n bietjie terug, daarna van waar hy kom, en toe hy weer terugkom in Jerusalem, en sien maar dinge het vervallen geraak daar. Toe het hy dit weer aan die leesels opgeneem, maar net in hierdie eerste 2 verse, wat ons in hierdie gedeelte lees, sien ons die belangrikheid van liefdesdiens vir die Here. En die Here is eintlik baie streng en ernstig oor hierdie saak. En Nehemia besef hoe ernstig die saak is. Die Here kom eintlik en hy sê vir hom dat daar sekere mense nie in die aanbidding van Israel mag ingaan nie, eintlik nie teenwoordig mag wees waar die volk Israel by mekaar kom nie. En die rede is omdat vers 2 hulle die kinders van Israel nie tegemoet gekom het met brood en water nie, terwyl Israel deur die land getrek het om by Jerusalem uit te kom, het die Ammoniete en die Moabiete nie eers vir hulle bietjie kos en water aangebied nie. En die Here is so ernstig daaroor, dat hy sê as gevolg van dit, mag hulle nie in die teenwoordigheid van sy volk kom, waar daar aanbidding is en waar daar diens gedoen word nie. Hulle het ook Miriam gekry om die volk te vervloek, en die Here sê vir Nehemia, maar as gevolg van hierdie redes, hulle het nie dienswerk gelewer aan die volk van God nie, word hulle heeltemal verban, ek moet sê amper uit die kerk uit elke aanbidding wat daar is, uit elke bymekaarkoms wat daar is, en uiteindelik is die Lewiete verwaarloos, hulle dienswerk in die tempel is verwaarloos, en die Sabbat is nie meer geonthou nie, en daar's voortdurende probleme ook by die godsdienst rondom gemengde huwelike, en dit het self in die hoofpriester se gesin begin gebeur. En een van Nehemia se groot uitdagings was om die Levitiese priestersambt en die verwaarloosing wat daar is, weer te herstel en daardie dienswerk weer reg te kry, want hy besef, as dit in die tempel en in die tabernakel net weer daar kan herstel word, waar die priesters en die Lewiete wat die priesters ambt verrig het,
dat hulle werk weer herstel word en hulle die belangrikheid van hulle dienswerk sal verstaan en dat hulle dit dan sal ervaar, dan sal alles weer regkom. Dit was een van sy groot uitdagings. 'n ander groot uitdaging wat hy mee gesit het, was om die insameling van tiendes weer te herstel en reg te kry, sodat die situasie in die tempel kan normaliseer en die tiendes weer kan inkom, soos wat Maleagi dit leer in Maleagi 3 vers 6 tot 12. En ons hoor wanneer ons hierdie gedeeltes lees, Nehemia se versigtiging om erkenning van die Here, nie soseer vir hom as mens nie, maar soseer eerder vir sy dienswerk en die harde werk wat hy doen. En daarom bid hy hierdie gebed en hy sê, dink hierom aan my God, en delg tog my liefdesdiens nie uit nie. En as ons dit sommer nou in ons eie taal plat kan stel vandag, dan kan ons sê, Here, moet asseblief nie dat my liefdesdiens vervlou nie. Here, help my dat ek sterk sal bly staan in die liefdesdiens wat ek vir U doen. Want ek wil vir U sê, daar kom soveel dinge na ons toe in die dag waar ons leef. Daar gebeur soveel dinge met ons wat mens net eenvoudig laat voel, maar dat jou liefdesdiens voel vir jou of dit niks meer werd is nie. Dit voel of niemand dit waard sien nie. Dit voel of niemand waardering het vir dit nie. Dit voel net eenvoudig of dit niks beteken nie. Maar ek wil vir U sê, geliefdes, wanneer ek na Nehemia se gebed kyk en dit wat hy doen, dan gaan dit nie vir hom oor hom as mens nie. Dit gaan vir hom oor die werk van die Here. Dit gaan nie vir hom oor erkenning by die mens nie. Dit gaan vir hom oor erkenning by God. Dit gaan nie vir hom oor erkenning of sy werk raak gesien word of nie. Dit gaan nie of dit iets beteken of nie. Dit gaan vir hom bloot oor een ding. Dis 'n liefdesdiens wat hy vir die Here bring. En as die Here dit gaan aanvaar, is dit vir hom heeltemal genoeg. En gaan hy net eenvoudig aan en hy herstel weer alles. En dit herinner ons eintlik aan 'n gedeelte wat Paulus geskryf het daaroor. En dat dit hom as Paulus min skeel wat mense van hom dink. Hy wil net weet dat God tevrede is met dit wat hy doen. In Korintiërs 4 vers 1 tot 5, as jy dit wil gaan lees. Ons word ook in Jesus se eie woorde herinner daaraan. Hy sê, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Markus 10 vers 45. En as ons dan vinnig na liefdesdiens kyk, liefdesdiens beteken om God eerste te stel en sy wil te volg, altyd weer. Nie uit vrees of uit plig alleen nie. Ons sien dit by Nehemia sowel as Paulus. Beide van hulle se besorgdheid was oor die tempel en die kerk, as ons dan in vandag se taal praat. Dit was Paulus se besorgdheid, die diens wat hy gelewer het. Hy het uit 'n plig gedoen, hy het dood gedoen, omdat die kerk vir hom belangrik was. Die werk van die Here vir hom belangrik was. En die reëls wat God ingestel het aangaande die werk van die priesters en die bestuur van die tempel dan. Toe dit verkeerd begin loop, toe was Nehemia se hoogste prioriteit om dit te herstel. Hy het nooit as 'n plig gesien nie, maar eerder as 'n diens wat hy lewer vanuit sy liefde vir die Here en sy liefde vir sy medemens. Om ander mense lief te hê, beteken dat ons ook 'n liefdesdiens moet bring. Dit sluit in dat ek en jy ander sal help, dat ons ander sal vergewe, dat ons hulle met respek sal behandel en dat jou liefde vir God sigbaar word in hoe jy ander mense behandel en hoe jy optree. Dit beteken ook om getrou te bly, selfs wanneer dit moeilik is.
Kom ons wees eerlik met mekaar vandag. Dis nie altyd maklik om 'n liefdesdiens te lewer nie. Dis nie altyd maklik om jou beste voor te sit nie. Maar dit beteken om deur alles getrou te bly. Ware liefdesdiens hou aan, selfs in moeilike tye. En dis wat ons leer van Paulus en van Nehemia. En ons het so 'n bietjie gekyk na voorbinding in liefdesdiens waaronder ons vir mekaar bid en waaronder ons vir mekaar omgee en al hierdie dinge. En ek wil dit nie vanmôre aanraak nie, maar al wat ek by u belos, geliefdes, is daardie mooi gebed. Ek dink van al 10 die gebede wat ons behandel het van Nehemia hier by die gebedsgroep, is dit seker een van die mooiste gebede wat hy gebid het. En een van die mooiste gebede wat ek en jy vir mekaar of vir onsself gebid. Saam met Lord, prepare me to be a sanctuary, kan ons bid en sê, Here, help my, dat my liefdesdiens nie verlore sal gaan nie. Moenie dit van my af weggeneem word nie. En sal ons hierdie gebed vir onsself bid in die dae wat voor lê. En vra, Here, help ons almal, om die liefdesdiens wat ons verrig, dat het net sterker en sterker sal word. En ek gaan nou oor die gawe vir die meer dankie sê oor liefdesdiens in hierdie gemeente. Maar ek wil sommer net in die gedagte by die los, terwyl ons musiek van vorentoe kom, ons slotlied kom waarneem en ons gaan afsluit. Wil ek vir u sê, ons gaan nou ons afgesluit net so 5-6 minute breek vat. Dan gaan ons by mekaar kom vir die vergadering en praat dat ons gemeentelede asseblief die breek sal neem om huis toe te gaan nie. Ons het nie nodig hier, ek beloof nie, ons het nie lang vergadering nie, ons het kort sakehuis, ons moet voor 11 uur klaar te wees. En ek wil ook vraag, as die vinnig gedraai loop en die wil ek op die koffie drink, dan moet jy dit net keel drink. Om warm of by my nou in, maar daar gaan na die tyd genoeg koffie, ek weet om koffie te drink, ek wil mooi vraag dat ons asseblief nie koffie hier in die auditorium sal indring en dit tydens die vergadering drink nie, dit gaan nie met die vergadering nie, gaan weer op die beskerming van ons pragtige matte en wil ons nie graag hier koffie heen nie. Maar baie dankie, die Here seën vir u. Ons gaan afsluit, net so 5-6 minute breek vat, daarna kom ons by mekaar en gaan ons aan met ons vergadering, wat nie baie lang vergadering gaan wees nie. Baie dankie musiek van. Baie dankie Stefan, is ons son, die sakse, die aansakse, die is ook gratis gekomen. Here is altyd van ons voorhand gegee. Dankie daarvoor, dankie vir die voorraad. Seën elke dag wat gegee word. Geef wysheid en dit toegepas word, Here, is ons gebed met danksegging. Amen. Ons slotlied sê, alles verander met Jesus woord. Hy is die leidsam. Ons sit dit hier. Hy is die Jesus,
persoonlik